rondskuif. Ons gaan die stilword gedeelte aan die einde van die diens na die preek doen. So julle kan nou die skrifgedeelte opsoek, Ester 4. Ons is nie aan advent nie, maar dit is fyn. Is julle 'n gemeente wat hom vinnig kry, want in Akkerdijk blaai ons tot ons hom het. Dit is nou een van die moeiliker boeke. Het julle hom almal? Pragtig. Kom ons vra dan die Here se seën op sy woord ook. Here, hierdie gebed van my voor ons die woord waag lees, is net in aansluiting by dit wat ons as totale gemeente so pas voor u gesing het, dat u brood vir ons breek vanoggend. En daarom vra ek, Here, dat u by die prediker sal verby beweeg, dat u by ons elkeen se vooropgesteldhede en ons al die filters waarmee ons hier ingekom het, dat u by dit sal verby beweeg. En dat ons vanoggend net sal hoor, wat staan in u woord en wat wil u daarmee vanoggend vir ons sê vir die week wat kom. Dankie dat ons kan weet, u Gees werk ongelooflik wonderlik binne in ons elkeen, wat u is, God in ons. Dat Here, dit wat vanoggend iemand hier gaan uitneem, nie noodwendig die kern van hierdie preek op skrif gaan wees nie. Nie noodwendig die algemene lyn wat dalk ergens op 'n PowerPoint gaan verskyn nie. Maar dit gaan wees wat u weet, oud en jonk, man, vrou, wie ook al, wat u vir daardie persoon vanoggend wil sê. En in afhanklikheid voor u vra ons dit van u, ook met 'n stuk afwagting, omdat dit is hoe u nog altyd u kerk opgerig het. Deurdat u self in harte inpraat en u woord dinamies daar uitbring, soos wat ons baie keer nie self kan doen of dink nie. Dan bid ek, Here, dat u hierdie woord van vanoggend regtig in ons harte sal dit insink. In Jesus se naam. Amen. Ons lees die eerste 4 versies van Ester 4, eerste 17 versies van Ester 4 saam. Ek glo die van julle wat nou nog goeie sonnaskool gehad het, sal die hele verhaal ken. Ek gaan so hier en daar 'n paar trekke raak, maar ek gaan nou nie, ek aanvaar 'n NG mens is 'n goed gesonnaskoolde mens, dat julle die geskiedenis hier van Ester ken. Hoofstuk 4 vers 1. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan by die poort ingaan. In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm, en baie het rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koningin Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kon vertel, was sy baie ontsteld. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek in die plek van sy rouklere, maar hy wou dit nie vat nie. Ester roep toe vir Hatak, een van die koning se paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan, waarom hy so maak. Miskien het die posknopie druk. Die koning het nie geweet op die stadium dat Ester 'n Jood is nie, Jodin is nie. En nou kan jy nou indink, behalwe dat sy oor Mordegai bekommerd is sy oor haarself bekommerd. Want as Mordegai nou 'n insident skep hier by die paleis, dan kan dit ergens iewers te reflekteer na haar ook. En dit is maar hoekom sy toe nou so voorsorg wil tref. Vers 6. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer, as hy die Jode mag doodmaak, want dis waaroor die volk in rou is. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is, en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Ester toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê: al die amptenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet dat daar net een wet is vir enigeen, man of vrou, wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan as hy nie ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak.
Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek en dan bly hy lewe. En nou is dit al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra en hy het haar geantwoord: Moenie dink dat net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Ester het toe vir Mordegai laat weet: gaan maak al die Jode wat in Susan is bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, alles is teen die wet. As ek moet omkom, moet ek omkom. Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Goed, nou verstaan ek hoekom julle nie julle Bybels opsoek nie en hoekom julle almal so sit opkyk, julle sien dit op die skerm. Vriende, ek lees so die afgelope, seker so 2 weke terug op die BBC se nuusblad. En dit is nou nie nuwe nuus nie, maar dit kom wel 'n rukkie aan dat daar in die VSA en in Brittanje baie meer navorsing nou gedoen word en gefokus word deur die akademici op die neeweffekte van COVID-19. Maar nie die mediese neeweffekte nie, die sielkundige effekte. Die ouens het begin agterkom, soos wat deelnemende praktyke, sielkundige praktyke vir hulle terugvoer gee, dat mense al meer kon aanbied, kon presenteer met 'n nuwe tipe moedeloosheid, moegheid, angs, spanning, depressie, wat nie tradisioneel so 'n persoon se profiel was nie. Dit is nie hulle gewone kliënte nie, dis ewe skielik sukkel mense al meer daarmee. En dis nie net mense wat COVID-19 gehad het nie, want hy het sy eie psigiese effekte ook op mense. Mens van julle wat dalk dit so ervaar het ook al, dat dit nie net die fisiese kondisie is, jou liggaam wat fisies afgetakel is, met maande, dalk meer as 'n jaar se moontlike herstel wat daarna moet kom nie, maar dat dit psigies 'n geweldige effek het, dat dit mense terugsit. Maar die ouens begin nou bekommerd raak, want dit begin nou lyk asof dit pasiënte is wat inkom wat nie COVID gehad het nie, en wat ook nie tradisioneel met hierdie tipe psigiese kondisies gesukkel het nie. En dis 'n nuwe ding wat nou begin uitdop. Nou hulle is nou besig om daarna te kyk en daar's nou al ouens wat daaroor verder werk en kort hoor mense iets daarvan dat die uitwerking van die hele nie net virus effek nie, maar lockdown in sy totaliteit 'n geweldige impak op die siege van die mense. En ek dink ons hoef nie VSA of Brittanje toe te ry om dit te gaan agterkom daar nie. Hulle kon maar van ons ook gevra het. Dis dieselfde hier ook. Dat ek ook in Akkerdyk en op Vredenburg en waar ek in ander kringe beweeg, maar optel en by myself. Dat 'n mens maar optel, daar's 'n tipe van 'n ek wil nou nie Weskus woorde gebruik nie, maar dit is asof jou vere gesak het. Asof die bakkie nou kwaai oorlaai is en nou sy vere gaan lê. Jy wil eintlik nie beplan nie. Want sê nou maar net môre is 'n weer sulke tyd. Ons in die gemeente dieselfde ook. Ons moes 'n klomp, julle ook, moes 'n klomp aanpassings maak. Dis 'n nuwe manier van kerkhou. Jy word net nie ingeweeg nie, maar jy word ingetemperatuur en ingesaniteer en ingeteken en ingealles binne 'n gemeenskap waarbinne jy eintlik veilig behoort te voel. Binne 'n gemeenskap wat van koinonia praat, die saamwees van die gelowige voor die Here. En waar jy ook al kom, gebeur dit. En jy begin net beplan vir iets, dan word dit dalk weer deur een of ander noodregulasie toegemaak. Ons is op die oomblik aan die beplan van ons Pinksterreeks, ons in moedergemeente saam, en die moontlike bazaar, maar ons weet nie wat gaan gebeur nie. Want verlede jaar het 'n klomp van die goed nie kon gebeur nie. Nou ek is nou een van die wat sê, kom ons beplan, maar as dit nie afkom nie, dan kom dit nou nie af nie, maar as jy nie beplan nie, dan het jy nou moeilikheid. Maar nou kom ek agter, my styl van doen is nou vir my leiergroep nog moeiliker, want nou beplan hulle, en dan gebeur 'n ding, en dan kyk hulle en sê hulle, dominee, ons het verniet beplan. Dan sit daai psigiese ding van, hoekom? Vir wat? Vir wat het ons dit gedoen?
Nou vriende, ek gaan nou nie vanoggend, dis nou die laaste stukkie van my negativiteit. Ek gaan nie daarby bly nie, want dan het ek nog nie vir julle die boodskap van goeie hoop kom bring vanoggend nie. Maar ek dink ons sal dom wees as ons dit nie in onsself verreken nie. Mindere tot 'n meerdere mate, het verskil van mens tot mens. Sekere fases van jou lewe het dit 'n mindere effek op jou, in ander fases van jou lewe is dit akuut. Maar ek dink ons sal dom wees as ons dit nie verreken nie. En vanoggend het ek 'n idee, want ek het so tyd terug 'n bietjie begin vir myself 'n bietjie lees wat, en is interessant hoe die Ou Testament rondom dit werk. Wat het gebeur destyds wanneer die ouens deur goed gegaan het wat die mat onder hulle uitgetrek is? En hulle het geen magsbasis, geen autoriteit, geen program gehad waarop hulle kon bargain, want dis waarvoor programme daar is in gemeentes, in besighede, stelsels, dis waarvoor die goed daar is, dat wanneer die persoon swaar trek, dan dra die stelsel die proses deur. En ons het gesien, wette maak stelsels toe, 'n siekte maak stelsels toe, 'n virus sê, jou stelsel saali. En dis wat gebeur. So kom ons leer vanoggend, ek dink die boek Ester kan vir ons help hiermee, daar's baie sulke beelde in die Ou Testament, maar veral dan nou hier vanmôre, dit wat tussen Mordegai en Ester gebeur het, dink ek is iets wat ons 'n bietjie kan na kyk, en wat hopelik vir ons sal sê, daar's werk. Doen wat jy kan doen. Wat ek 'n probleem met hierdie kanselsgeblogte, ek is nog nie so oud dat ek nou heeltemal 'n bril nodig het, maar ek kan nie sonder dit sien. So as ek vir julle oor die bril loer, dis nie van kwaaiheid nie. Ek kan regtig nie maar e-teksie lees nie, en dit is gevaarlik. Vriende, die hele boek Ester is 'n besonderse storie oor God wat uiteindelik tog in beheer is, via mense wat hy gebruik in die geskiedenis. En dis dit nie, die hele geleerde dominee gaan vir julle baie beter kan verduidelik hoe die Here vreemde mense gebruik in die Bybel om ongelooflike goed te doen. Nie altyd die tipiese helde, leiers, strategiese ouens wat ook al nie. Hoofstuk 4 is daar 2 mense wat die Here gebruik. Eerstens Mordegai. Kom ons recap gou vinnigheid. Mordegai was 'n Joodse leier. Hy was een van die klaskapteins van die Joodse volk. As daar gepraat moes word, is daar dan met hom gepraat, al was hulle onderdruk, terwyl die Perse oor hulle regeer het via koning Ahasveros. Die naam behoort julle te onthou uit julle skool daar uit. Nou is Mordegai se lewe in gevaar. Haman, een van die senior leiers van die koning, wil die Jode doodmaak. Maar hy doen dit so underhand. Hy is nog, nee, ek gaan nie hier goed gebruik uit ons eie land se geskiedenis nie, maar daar was sulke tye in ons land ook wat sekere kragte en magte goed gedoen het, waarvan die owerhede nie altyd geweet het of wat hulle gesê het hulle nie van weet nie. Hoe soort mens was Mordegai? Hy het God gedien. Hy was ook gehoorsaam aan die owerheid, al was hulle sy vyand. Hy het selfs die koning teen 'n sluipmoord probeer beskerm. Hy hoef nie. Hy kon stil gebly het en dit kon deurgegaan het. Maar dan is Mordegai so effe ondiplomaties, 'n mens verstaan sy druk wat hy op hom het, maar hy's effe ondiplomaties deurdat hy met Haman bots. En Haman is eintlik die koning, die van julle wat destyds diensplig gedoen het, sy 2IB, sy tweede in bevel. Dis nie iemand met wie jy mors nie. Maar Mordegai besef, al is ek in die moeilikheid, al vat ek 'n vet kans, al kan ek nou voor die ander ouens my lewe verloor, ek moet opstaan. En hoekom? Terwille van die behoud van sy volk. Terwille van dat hy glo, hierdie volk is deur die Here geroep vir 'n spesifieke doel in hierdie wêreld, en daarom kan hy nie wat Mordegai is, as daar 'n funksie aan hom toegewys word, kan hy nie op die stadium net uit die water uitstaan. En hy waag om met die koningin te gaan praat. Hy het natuurlik sy konteks met haar gehad. Sy is 'n Jodin, maar hy waag sy eie lewe. Hy weet ook nie, want ek weet nie hoe baie kontak, hulle het nie selfone en internet gehad nie, hoe baie kontak hy met haar kon hê nie, maar hy het nie geweet of Ester gaan sê, wie's jy? Ek ken nie vir jou nie. Gaan weg, en sê vir een van die ouens, sorteer die ou uit, hy stalk my, hy hinder my, vat hom weg. En sy is die koningin, sy het redelik sulke magte gehad.
Vers 14 kan julle weer gaan lees later. Sy eie woorde aan Ester, waar hy hom beroep op die feit dat sy 'n Jood is. En hy's bereid om self daaraan gehoorsaam te wees, te sê, kom ons om, so kom ons om. Dis 'n quote wat al baie in die samelewing gebruik is, baie keer fatalisties, dat mense sê, wel, kom ek om, so kom ek om. 'n Tiener wat nou waag om vir die ouers te vra vir 'n ekstra voorskot op jou sakgeld, en wat jy weet jy nie gaan kry nie, want jy klaar al 2 voorskotte die afgelope maand gehad, en jy dink wel, kom ek om, so kom ek om, maar ek gaan nou vir ma of pa vra. En so kan ons aangaan met die res van die lewe. Dis wie Mordegai is. Iemand wat self bang is, iemand wat self besef, hy speel 'n kaart hier wat na hom toe kan terugkom, baie sleg. Dit kan hom sy lewe kos. Maar hy bly gehoorsaam. Hy doen wat hy glo God op sy hart gelê het. Dan aan die ander kant Ester. Wie was Ester? Ester is 'n weeskind. Mordegai was haar voog. So op 'n manier het hulle 'n spesiale verhouding gehad, en Mordegai bank daarop. En dan ken ons nou die verhaal, koning Ahasveros wou op 'n stadium by sy dronkpelle, wou hy bietjie brag met sy mooi vrou, Vashti, en hy sê sy moet 'n bietjie daar vir hulle kom paradeer, en Vashti, goeie vrou, dis hoekom vrouens ook hou van die boek Ester, ek sê dit tong in die kies, maar Vashti staan op vir vroueregte op daai stadium in die Midde-Ooste, tussen die Jode en die nie-Jode, waar 'n vrou geen seggenskap gehad het, sy sê, ek weier. Ek gaan nie 'n objek van julle wat ook al word in hierdie situasie. Koning is woedend, want sy selfbeeld is nou geweldig beskadig hier, en sy adviseer sê vir hom, maak haar dood. Sy nie wil hier voor die mense kom dans nie, maak haar dood, wat toe ook gebeur. Toe is daar 'n skoonheidskompetisie, en mevrou Ahasveros word toe Ester. Sy word toe gekies, koning weet nie sy is 'n Jodin nie. Weens haar skoonheid, laat hy haar koningin word. En dan sê Mordegai vir haar, jy het 'n job. Jy mag nou dink, jy het bokant ons uitgestyg, jy het nou nasionale sekuriteit aan jou kant, jy het 'n klomp goed in plek, jou lewe is mooi uitgepak vorentoe, anders as jou ander Joodse vriendinne, maar dit is nou payback time. En dan in vers 11, erken sy vir hom, sy is bang. Sy sê vir hom, besef jy, as die koning nie sy scepter na jou toe wys, as jy daar aan die ingang tot die hoofgedeelte staan nie, dan word jy doodgemaak, want dan is jy teen sy sin en sy fisiese teenwoordigheid. Daar is net nie 'n manier nie. Tog weet sy moet optree terwille van God se mense. Tog weet sy wat in haar hart leef, sy weet waar sy vandaan kom, en sy weet dat Mordegai eintlik net van haar vra om te doen waartoe sy geroep is. En dan doen sy die wonderlike ding om vir hom te sê, laat jou mense vas, en ek en my binnepersoneel sal ook vas. Wat baie gewaagd daar reeds was, vriende, nie net die feit dat sy voor die koning moet gaan verskyn, en hy nie sy scepter vir haar wil wys na haar toe swaai nie, maar die feit dat hulle iets gaan doen, want onder daai ons het royaal geëet. Eet was vir hulle een van die hoofgoed van die dag, soos vir party van ons ook. Maar iewers sou iemand opgetel het, wat is hier in die gang? Is die koningin nou op 'n nuwe diet? Maar hoekom al haar mense om haar ook? Wat is in die gang? As sy daar standpunt al ingeneem. En sy het geweet, sy doen dit terwille van die Here se mense. Ek is by die einde, want daar is my gesê, die videoetjie is net 'n sekere aantal minute, is ek nog binne tyd. Okay. Ek kom aan die einde. Vriende, wat is die gevolge van die twee mense se aanhou teen die prikkelskop? Se aanhou teen dit wat eintlik vir hulle afdruk? Wat is die einde daarvan? Duisende Jode se lewens word gespaar. Duisende Jode. En dis 'n groot les vir ons. Dit is so. Ek en jy raak weens COVID-19 en 10 ander goed depressief, soos waarskynlik 'n Mordegai. Ek en jy raak weens baie redes bang, soos dalk 'n Ester.
En ons dink dalk op die stadium van 'n nuwe jaar wat nou kan maar anderster sou wees en wat maar steeds, wel ons is dankbaar vir al die genade wat daar is vanaf regulasiekant af, maar wat steeds in die weegskaal hang, dan praat ek nie eens oor ons kinders en ons opvoedingssentra nie. My seun moet nou 'n jaar langer studeer as gevolg van COVID-19 en dat het dan ons eie beperkings ook wat dit betref met studies. Maar daar is iets wat ons nie moet vergeet nie, en ek wil gou dit vir julle laat ons dit op die PowerPoint sit. As dit gaan oor vertroue en gehoorsaamheid, en dit is wat ons nou by Mordegai en Ester so duidelik sien, dan is daar 'n quote wat ek ergens gelees het, ek kan nie meer onthou wie dit is nie, ek het dit nie uitgedink nie. As 'n trein deur 'n tonnel gaan en het word donker, spring 'n mens mos nie uit en gooi jou kaartjie weg nie. Dankie, volgende enetjie. Jy bly sit en jy vertrou die treindrywer. So hoekom doen ons dit so moeilik met die Here? En daai laaste vraagie, vriende, vra ek vir myself gereeld, as 'n mens wat baie keer ook sukkel. Ek weet, God is almagtig. Ek weet, die Here die laaste sê. Maar as ek om my kyk, en as ek binne in myself kyk, dan wil ek die kaartjie weggooi. En Mordegai en Ester kom sê vanoggend vir my, en ek wil vir julle weer 'n slag, moenie van die trein afspring nie, al is dit donker, want jy vergeet wie's die treindrywer. Dis ons moeilikheid. Mordegai het onthou, al gaan dit sleg, al het sy mense vir hom gesê, waar is jou God nou, waar is ons God nou? Mordegai het onthou, daar's 'n lewende Here. Ester wou dalk nie herinner word aan haar Joodsheid nie, maar sy het ook onthou, as die Here 'n taak op my lê, dan kan ek nie nee sê nie, al is my lewe in gevaar. So liewe gemeente van Sint Helena Baai, liewe individu, mag ek en jy in die maande wat kom, nie hierdie praktiese lesie vergeet nie, en onthou, wat ook al jou uitdagings is, en waar hierdie nuwe orde jou heen vat, en jou blokkeer, en jou moed en jou spoed wil breek. Here ken my nou goed, ek is 'n redelike praktiese teoloog, ek is nie ou net kop in die lug nie, so ek sê dit nie maklik nie, maar ek sê met my hart en uit die woord vanoggend. Moenie vergeet, daar's 'n lewende Here nie. Moenie vergeet, daar's 'n God wat met jou, met NG Kerk Sint Helena Baai, 'n pad wil stap nie. Al lyk dit hoe. Hy sal sorg. Amen. Ons stilraak gedeelte wil ek vir julle lees uit Efesiërs 6. Bekende wapenrusting gedeelte. Ons ken hom ook baie goed. Maar miskien is dit maar die wapens wat ons weer 'n keer moet afstof en uithaal en uitpak, wanneer ons hierdie week weer aanpak. Vers 14. Bly op julle pos, al is die trein in 'n donker tonnel. Toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Die vryspraak deur God as borsharnas. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as 'n skild in die hand hê, waarom julle al die brandpyle van die bose kan afweer. En weet julle nie, net so goed soos ek, wat se brandpyle daar op ons afgeskiet word baie keer nie. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Ek gee geleentheid rondom dit en vanoggend se onderwerp, dat jy 'n oomblik stil raak voor die Here en vir hom net weer vra, Here, help my net om te herfokus. Kom ons raak elkeen stil. Hemelse Vader,
Ons is baie bewus van ons eie broosheid hierdie afgelope jaar en 'n paar maande. Here, baie van ons, ek en Kluis, hou daarvan om netjies te beplan, om dinge vooruit reg te hê, om gerad te wees, om verantwoordbaar te wees. En u weet wat COVID-19 se effekte aan ons elkeen en aan ons kerke kon doen het, en aan ons gemeenskappe. Daarom bid ek vanoggend, Here, ook vir hierdie gemeente, met ekstra uitdagings wat hulle in hierdie tyd het, wat hulle nie voor hierdie pandemie gehad het nie. Ek bid vir individue in die gemeente, Here, wat regtig ontsteld en ongemaklik en soms woede het, rondom goed wat nie kan gebeur nie, wat natuurlik is. Ek bid vir die prosesse van hierdie gemeente, ek bid vir die hart van die gemeente, vir Richard en sy kerkraad, vir elkeen wat in hierdie gemeente iewers 'n funksie het van watter aard ook al. Elke lid, elke inwoner hier van die agterbaai. Here, dat u kinders in hierdie tyd nie sal vergeet, dat as ek rondom my kyk, gaan ek afgaan. As ek opkyk, weet ek daar is 'n lewende Here, wat op sy tyd sal sorg. Here, ek bid vir die Esters en die Mordechais in hierdie gemeente, dat hulle ongeag hulle eie vrese, hulle eie negativiteite, sal opstaan en mekaar bemoedig en sê, die Here roep ons om te bly vorentoe gaan. Die Here roep ons om 'n lig vir hom te wees. En as ons gevra het, Here, dan moet ons ook dankie sê, dankie dat hierdie kerk staan, waar al soveel in die verlede, Here, ook dramas en ongeluk en seer in hierdie gemeente ook was, is dit vanoggend die feit dat hier aanbid kan word vir my eintlik bitter besonders, dat die gemeente steeds 'n lig van u kan wees. Dat COVID-19 die gemeente ook nie ondergekry het nie. Ons dank u daarvoor en ons weet is u wat deur die Gees regeer. Dankie, Here, vir elkeen wat sê, ek sien nie net die negatief in COVID-19 nie, ek sien ook God se hand en hoe daar nuwe dinge loskom, hoe daar nuwe energie loskom in 'n familiekring, in 'n gesin, in 'n straat, in 'n gemeenskap, in 'n kerk. Daarvoor eer ons u ook vanoggend. En ek bid vir hulle vir die pad vorentoe, dat u as die treindrywer ook vir NG Kerk St. Helena Baai deur hierdie donker tonnel sal kry. En ons bid dit nie, Here, omdat ons 'n reg daartoe het nie, ons kan ons beroep op u genade en die liefde vir ons en Jesus se kruis vir ons, maar ons doen dit net vanuit die genade en in die geloof, dat u vir ons sê, u kinders kan vir u brood vra, en u sal nie vir hulle 'n slang of 'n klip gee nie. In u naam bid ons dit. Amen. Vriende, as 'n dominee sê hy is klaar, dan moet julle altyd aanvaar, hy is nog nie klaar nie. Ek wil saam met julle 'n geloofsbelijdenis doen en daarna kan ons slotlied sing en dan sal ek die Here se seën uitspreek. Sê net vir my, hoe